sings my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Baie welkom vir elke een van julle wat vandag luister na Tannie Renay Foster se roudiens. Dit is waarmee ons vandag besig is. Dis hoekom ons hier is. En COVID, dis snaakse tye. Dit voel so bietjie of die wêreld op sy kop gedraai is en ons sou verkies het om in persoon by mekaar te wees, om ook op hierdie manier mekaar te ondersteun in hierdie tyd van rou en afskeid en hartseer, maar vandag op hierdie manier kies ons om steeds hulde te bring en eer te bring aan Tannie Renay se lewe. So Tannie Renay het 'n lysie uitgeskryf van 'n klomp van haar behoeftes wat sy graag by haar roudiens sou wou gehad het. So op hierdie lysie het sy liedjies gehad en sy het skrifgedeeltes uitgeskryf. En een van die tekste wat sy neergeskryf het is Psalm 147. En ek gaan vir julle 'n gedeelte daarvan lees. En ek dink die rede hoekom sy hierdie spesifieke psalm gekies het, is vandag vir jou. Sy het dit gegee vir haar geliefdes wat moet agterbly en wie se harte nou seer is. So kom ons luister wat sê hierdie psalm. Prys die Here. Dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dit is genot om 'n loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar bring. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig. Sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan.
maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Ek wil elke een van julle vandag groet met vers 3 wat sê, die Here is die een wat die harte van die gebrokenes weer heel maak. Mag hierdie woorde vandag deur jou hele gees weer galm. Die Here is die een wat gebroke harte genees en so ook joune. Kom ons sit net so daar waar jy is en kom ons kyk na die volgende liedjie wat ons 'n klomp foto's van haar lewe sommer maar net kan inneem. Nader my God by U, nader tot my, net U genade Heer, maak sondaars vry. Nader my God by U, nader tot my, laat al my paaie Heer na U voete lei. Bly nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Dan sal my lief steeds bly nader my God by U, steeds nader. Sagies en teer is die roepstem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons harte. Wag daar vir jou en vir my. Kom thuis, kom thuis, almal wat moeg is, kom thuis. Sagies en teer
deurklink die roepstem van Jesus. Hy roep, o sondaar, kom thuis. Dink aan sy liefde wat hy ons beloof het. Liefde vir jou en vir my. Hy skenk vergifnis, hoe groot ook ons sonde, skenk dit vir jou en vir my. Kom thuis, almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en deurklink die roepstem van Jesus. Hy roep, o sondaar, kom thuis. Kom thuis, kom thuis. Almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en deurklink die roepstem van Jesus. Hy roep, o sondaar, kom thuis. Die skrifgedeelte wat Tannie Renay gekies het, wat ons vandag met mekaar moet saam lees, is 2 Korintiërs 5, vers 1 tot 10. Ek lees dit vir ons saam. Ons weet dat, wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna om ons woning uit die hemel te ontdek. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van hierdie aardse liggaam afstand wil doen nie, ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy vir ons die Gees gegee. Ons weet dat, solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof en nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon en of ons daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos die wil van God. Ons moet immers almal voor die regstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Nou ek weet nie of julle al ooit in tente vir 'n naweek gaan bly het nie, maar ons het een naweek met vakansie gegaan en in tente gebly en by die see is die plek en ons kon nie verstaan hoekom het almal in die steiltes bo tussen die bome hulle tente gaan opslaan nie, want hoekom wil jy wil mos nou so naas moontlik aan die see wees en ons het ons tente opgeslaan naby aan die see. Die volgende oomblik kom die wind op. En skielik verstaan ons hoekom almal anders bo teen die steiltes hulle tente gaan opslaan het, want die wind het ons weggewaai en ons moes letterlik dit opgeslaan het en van vooraf oor begin het en net so bietjie verder van die wind af beweeg het. Die tweede ding wat daardie naweek gebeur het, is dit het iets ysliks gereën. Dit het die hele naweek gereën. En as jy net 'n tent het, dan het jy nêrens wat jy kan vlug van hierdie weersomstandighede af nie. Alles is nat. Jy trap modder in die tent in. Niks bly droog nie. En jy het eintlik nêrens waar jy kan ontvlug van al hierdie weersomstandighede nie. 'n Tent is 'n ding wat uitgelewer is aan die elemente. En dit, soos julle nou kan hoor, was nie noodwendig net 'n aangename ervaring daai naweek in die tente nie. Dit was nou wel so bietjie van 'n avontuur.
Maar ek kan vir julle sê, die een ding waarna ek regtig uitgesien het, dit was heeltemal lekker en aangenaam, maar ek het uitgesien na my huis, wat droog is, wat vas en stewig is, en waar ek weet waar ek ten minste so 'n bietjie skuilplek het, teen al hierdie weersomstandighede. Nou, 'n tent is nie 'n stewige ding nie. 'n Tent is tydelik en 'n tent is uitgelewer en broos. En dit is hoe Paulus in 2 Korintiërs vanaf vers 1 tot 5 ons aardse wonings beskryf. Hoe tydelik van aard dit is. So solank as wat ons aan hierdie kant van die ewigheid en hierdie liggame wat ons tente is, vasgevang is, sug ons en ons hinker en ons verlang en ons voel bedruk. Ek weet elke een van julle weet nou waarvan ek praat. Hier beleef ons 'n klomp pyn en smart. Ek bedoel, mense word vermoor, kinders word mishandel, besittings word gesteel, COVID het die hele wêreld op sy kop kom draai, korrupsie vind plaas. Ons is vandag besig om te luister na 'n roudiens, ons geliefdes sterf. Ons soek vreugde op allerlei verskillende plekke en baie keer daar waar ons dit soek, word ons teleurgestel. Hierdie tente is tydelik, dis broos en dis pynlik. En daar kom hierdie dae wat ons net uitroep en sê, ek wens ek kan net hemel toe gaan. En dit was nooit, geliefdes, veronderstel om so te wees nie. Dit was hierdie God se plan vir my en jou lewe nie. Aan die begin het God alles geskep. Dit was mooi, dit was goed, dit was perfek. En toe sê God, maar nou het ek niemand om alles wat so mooi is mee te deel nie. En toe maak hy die mens. So dit is nou soos volg. Tannie Renay was bekend daarvoor om 'n formidabele gasvrou te wees. Sy het mense by haar huis onthaal en dan het sy baie moeite gedoen om die kos baie lekker te maak en smaaklik en heerlik en vir almal wat by haar kom kuier het sy baie moeite gedoen om dit vir hulle so lekker as moontlik te maak. Nou jy doen nie moeite om lekker kos te maak as jy net jouself is nie, as daar niemand is wat dit gaan eet nie. As dit net jy is, gaan jy waarskynlik vir jouself 'n droë broodjie vat en net so 'n bietjie jam en kaas opsmeer. Of jy gaan vir jou 2-minute noodles maak of iets soos dit, maar die lekker daarvan om soveel moeite te doen om hierdie kos te maak, is die deel daarvan. Die feit dat daar ander mense is wat vreugde gaan hê in dit wat jy voorgesit het. En daarom doen jy moeite. Die lekkerte is die deel daarvan. En dis dieselfde met God. Hy het alles gemaak wat mooi is en toe wil hy dit deel. En toe maak hy die mens. En die Here skep die mens met sy eie asem. Daar staan in Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens gevorm uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Ons is hier, sodat God alles wat hy gemaak het en geskape het, met ons kan deel. En sê, Heer, saam met my kinders, ons is God se familie. Ons is gemaak om by God te wees. Maar toe gebeur daar 'n ding. Toe kom die sonde in die wêreld. En die sonde het alles kom verander. Dit het alles kom skeef trek. God is heilig. God kan nie in die teenwoordigheid van sonde en ongehoorsaamheid wees nie. Dis soos iemand wat 'n wit kleed aan het. En ons is soos honde wat nou net in die modder gespeel het en nou wil ons speel met hierdie persoon wat hierdie wit rok aan het. God het wit aan.
Hy's heilig. En hy kan nie in die teenwoordigheid wees van hierdie sonde, hierdie modder, hierdie duisternis nie. En daarom is ons nou op aarde en God in die hemel. Daarom het hierdie verwydering plaasgevind. Maar dit is nie veronderstel om so te wees nie. Waar God is ons eintlike huis. En daarom is ons nou in tente. Daarom is ons nou op aarde. Maar jou huis is waar jou hart is. En God het my en jou geskape om te hunker na hom. En die dag wat ons die Here aanneem, wat ons lewens oorgee aan hom en ons sonde bely voor hom, daardie dag word ons God se kinders. En is die sonde vergewe? God se plan vir hierdie verwydering, ons is op aarde, hy is in die hemel, ons is nou in tente. Die oplossing is Jesus Christus. Hy het hierdie afstand kom oorbrug, deur in ons plek vir die sonde te sterf, sodat die sonde nie meer tussen ons en God kom staan nie. En dan beskryf Paulus in vers 6 tot 10, hierdie vaste woning wat God vir my en jou beplan. God is die koning en hy bly in 'n paleis, hierdie vaste huis. Maar God is ook ons pa die dag wat ons hom aanneem. So, as ek vir jou vra, waarheen gaan jy as die Here jou kom haal en jou verlos van jou tentwoning? Waarheen gaan jy? Nou my antwoord is eenvoudig. Ek gaan huis toe. Ek gaan na die Vader se huis toe. Ek gaan net na my pa toe. As jy nou dink aan die tyd wat jy in jou ouers se huis gewoon het. Jy het byvoorbeeld as jy jou kos wou warm maak in die mikrogolf, het jy nie elke keer toestemming gevra om iets in die mikrogolf warm te maak nie? Maar dis mos nie jou mikrogolf nie. Jy het hom nie gekoop nie. Jy het nie vir hom betaal nie. Dis nie joune nie, dis jou pa se mikrogolf. Maar hoekom vra jy dan nie toestemming as dit nie joune is nie? Want alles wat jou pa se is ook joune. Want jy is syne. En so is die hemel ook vir my en jou oop. Ons het nie dit verdien nie, ons het nie gewerk daarvoor nie, dis nie regtig ons nie, maar dit is tog ook. Want alles wat die Vader se is ons sin, want ons is nou sy kinders. En hierdie paleis wat die Here vir ons het, is stewig. Hierdie paleis, hierdie huis is ewig. Daar's nie pyn nie, en hierdie woning word nie uitgelewer aan die elemente nie. Ons is vandag by Tannie Renay se roudiens. En ons word baie intens gekonfronteer met die tydelikheid van 'n liggaam, van 'n tentwoning. Tannie Renay was lief vir die Here. Sy het die Here goed geken. God was haar pa. Sy was sy kind. Sy het haar hele lewe aan hom oorgegee. En ons is vandag baie hartseer omdat sy nie meer by ons is nie. Maar ons gun vir haar die verlossing van 'n vaste woning na 'n tentwoning en die onsekerheid daarvan. So as ek vir jou vandag vra, waarheen gaan jy as jy nie meer in 'n tent woon nie? Ons kan vandag met baie sekerheid sê dat Tannie Renay by haar pa of Vader in die hemel is. Sy het vers 7 wat sê, ons lewe deur geloof en nie deur wat ons sien nie, het sy met haar eie handskrif uitgeskryf en uitgelig. Daarom moet ek en jy vandag deur geloofsoë
dit wat ons nou vandag doen, sien. En ons sien dat sy nou in die hemel is, dat sy haar tentwoning verruil het vir die vaste woning wat die hemel is. Deur geloof weet ons vandag dat die hemel 'n werklikheid is en dat sy nou daar is. Maar deur geloof sê ek en jy vandag vir mekaar, daardie selfde hemel wag vir my en jou, wat ook nou al reeds ons vreugde in die Here vind. Kom ons vind vertroosting vandag in die feit, dat ons weet, sy sug nie meer nie. Sien daai prentjie van die tent, wat so deur die wind rondgewaai word, en wat so deur die reën getuister word. Ons vind troos in die feit dat sy vandag nie meer soos ons hunker en verlang nie, maar dat sy verlos is. En ons sien ook uit om eendag weer by haar en om terughard te wees. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons wil graag vandag ons harte op die tafel kom sit en ons wil, soos Paulus sê, ons sug en ons voel bedruk en ons harte is gebreek en ons verlang, liewe Here, in hierdie tentwonings waarin ons nou nog is, ook na iets meer, na iets vas, na iets stewig en veral nou, dat hierdie geliefde van ons nie meer hier is nie. Liewe Here, wil ons net sê, ons hou ook vas aan die troos van die hemel wat U vir ons bied, aan die vaste woning wat op pad is, en sal U asseblief vir ons wat nog in die tentwoning is, genadig wees. Liewe Here, kom vertroos ons in die wete, dat Tannie Renay nou alreeds daar kan wees. Dat ons ook uitsien na die stewige plekkie wat U vir ons reeds nou besig is om voor te berei. Amen. Geliefdes, die kinders van Tannie Renay het vir my gevra om met julle die bedankings te doen en net so 'n bietjie van 'n begrafnisbrief met julle te deel. En die eerste ding wat hulle wou gehad het, wat ek graag met julle moet deel is, Oom Trigard en Tannie Renay was 51 jaar getroud gewees. En hulle sien vandag met geloofsoë, sien hulle hoe hulle pa en hulle ma nou saam is in die hemel. Daar's eintlik te veel mense, te veel familie en vriende wat hulle het om te bedank en hulle wil graag vra, jy weet wie jy is. Hulle is so dankbaar vir elke familielid en elke vriend wat kosbaar was vir Tannie Renay en elke liewe ding wat jy ook gedoen het om in haar lewe in te bou. Hulle wil graag die volgende mense uitlig. Hierdie lys sou vir ewig kon aangaan, maar hulle wil net die volgende mense graag uitlig. Vir Anna, wat na Renay gekyk het en haar so met soveel deernis opgepas het. Vir Tannie Del, wat vir 57 jaar Tannie Renay se vriendin was. Tannie Renay se bure, vir alles wat julle deur die jare vir haar gedoen het en beteken het. Vir neef Callie, wat altyd daar was vir haar en alles so vir haar gedoen het. Sy het nogal geskryf in haar eie handskrif, dat Callie ook asseblief die een moet wees wat die huldeblyk moet kom lewer. En dan vir Boetie Jannie en sis Brenda, mamma was vir julle baie lief gewees. Ek wil nou so graag geleentheid gee vir 'n paar huldeblyke. Kom ons luister hierna en onthou Tannie Renay se lewe. My liewe ouma Nytjie, vandag breek 'n stukkie van my hart. Daai stukkie wat gereserveer was net vir ouma.
Al maak dit my hart so seer om ouma te laat gaan, doen ek dit met die wete dat ouma nou veilig is en sonder pyn, met 'n nuwe lyf wat weer kan werk soos in die ou dae. Ouma, dankie vir al die liefde, vir ons verjaarsdag, koevertjies. Ouma, dankie vir al jou geduld, vir die lekkerste kookkos en die inkleer van pretjies. Dankie vir al ouma se lesse, wat ons kon leer op die plaas en al die Kersfeesgeskenkies. Ouma, dankie vir al die jare, vir die speel in die speelkamer, die sjokolades en drukkies. Dankie vir die kaartspeel en ouma se goeie raad. Tot weersiens, my liefste ouma Netjie. Met al my liefde groet ek, maar is darm net vir nou. Liefde Renay. Ouma Renay, my naamgenoot, 'n pragtvrou en ma wat aan haar familie ontbloot. Jy Renay het diep spore in baie klein harte getrap en met 'n oogwink is jy van ons weggevat. Ons is hartseer, vreeslik hartseer, maar weet dat jy in die hemel gaan floreer. Van huiskos, toetiebroodjies en arbei pavlova bak, sal ouma se invloed diep spore in my siel volpak. Speletjies aande en stories oor mooi en lelike Rina sal geen kleinkind ooit kan vergeet. Weet net ouma, daar is 'n leemte in my hart wat vir ewig gevul gaan word met jou kleed. Jy Renay is en was altyd 'n rots en is weer gebind met Trigard jou trots. Al die liefde in my hart, siel en verstand. Renay die 3de. Mooiste ouma Netjie. Weet nie waar om te begin nie, maar dankie vir die voorbeeld wat maar vir so baie mense, veral vir my was. Ek wens ek was 'n 10de die vrou wat ma is. Ek sal nie eens in die verlede tyd van mami kan praat nie, ek het dan elke dag ma se stem gehoor. Ma was die beste vrou vir papi en die beste ma vir ons. En die liefde tussen twee ouers is die grootste geskenk wat 'n kind voor kan vra. Ons het so baie fotootjies bymekaar gesit nou die afgelope tyd en die trane verdwyn as ek dink aan ons fantastiese kinderjare. Hoe pragtig mami altyd gelyk het, letterlik van kop tot tone. En ma het nooit moed opgegee nie. En dankie vir Tanya en Bertus. Dankie dat ma hulle gekry het. Hulle is goud werd en ons drie sal saam staan en ma se voorbeeld volg en ons bes probeer, want dit het ma ons geleer, om maar net jou bes te doen. Mami, kom nie verniet van die plaas met die naam Lekker Lag af nie, want ons het so lekker gelag, so baie gelag. En elke storie wat ek begin het begin met, Anna, waar was jy? En dan kon ek enige iets vir ma vertel, in die fynste detail, presies soos wat het gebeur het, en mami het so lekker gelag. Ek het nou nie altyd van die terugvoer gehou nie, maar hoe meer ek daaraan dink, ma was altyd reg. Ek is so bly, mami is saggies en teer, na liewe Jesus toe, in mami en papi se bed, nes ma dit wou gehad het. Mooi rus Hanna, tot ons weer saam lag. Geagte naasbestaanes, vriende en familie, dis my groot voorreg om vandag 'n huldeblyk te kan lewer oor Renay se lewe. Ons familie wil ook graag van die geleentheid gebruik maak om ons innige meegevoel aan al Renay se naasbestaanes oor te dra. Ek en Renay het 'n baie lang pad saam geloop van ons kinderdae af, waarvan sy my graag so baie staaltjies van vertel het, maar veral van die laaste paar jare van haar lewe hier op aarde was ons 'n noue kontak. Sy was van kleintyd af 'n vrolike en opgeruimde mens wat 'n positiewe uitwerking op almal om haar gehad het. Sedert die begin van die Grendeltyd het ons 'n punt daarvan gemaak om gereeld saam te kuier, om seker te maak dat na almal se behoeftes omgesien word sover as moontlik. Renay se beestertbredie was besonder lekker en lekker kook was ook een van haar baie spesiale talente. Renay was 'n baie opgeruimde, loyale mens. Sy was vinnig om 'n skerp grappie te kan maak en saam met ander te kon lag. Sy kon ook altyd goeie raad gee en het altyd haar opinie en mening reguit en eerlik gestel en was ook bereid om na ander se mening te luister en ondanks verskille altyd tyd
gehad vir ander se opinies en liefgebly vir almal om haar. Sy het al die mense in haar lewe met respek, deernis en eerlikheid behandel. Sy het werklik omgegee vir haar naaste en baie vir ander in nood beteken, sonder om ooit iets terug te verwag. Sy was baie lief vir haar familie en besonder lief vir al haar kinders en kleinkinders. Hulle het haar oë altyd laat glinster wanneer sy oor hulle gepraat het en hulle het haar altyd trots gemaak en vir haar meer sin in haar lewe gegee. Baie dankie vir julle almal daarvoor ook. Die laaste paar maande was vir haar baie swaar, veral haar verlange na Triegard. Renay se plekkie is nou leeg. Ons mis haar stem en haar teenwoordigheid alreeds baie. Ons is dankbaar vir die Hemelse Vader wat jy vir ons vir soveel jare geleen het. Ons was bevoorreg om jou in ons lewens te kon geniet. Ons gun jou nou die rus en weet jy is op 'n baie beter plek, vry van pyn en lyding. Ons sal al jou mooi herinneringe aan jou nooit vergeet nie. Rus sag, liefste Renay. Ons gaan jou baie mis. Dankie. Hierdie is nie 'n maklike ding om te doen nie. Ek dink hierdie is seker my 7de poging. Ek dink hierdie leer 'n mens om meer by mekaar uit te kom as 'n familie en op te hou, jy weet, uit te staan en so aan. Hierdie is vir my 'n groot skok. En ek voel ons almal as 'n familie moet meer tyd saam spandeer. En jy weet, nie wag vir so iets om te gebeur, om by mekaar uit te kom nie. Aan my liefste ouma het ek iets raak gelees nou die dag. En ek sal dit graag wil voorlees vir almal. Dit sê, you may be gone from my sight, but you will never be gone from my heart. I may not be able to see your face, but I will always see your sweet smile. I may never hear your voice again, but you will forever echo my soul. Dit, ek dink sê baie, sy het die mooiste glimlag gehad, ouma Nytjie. Dan wil ek net asseblief aan oom Bertus, tannie Tanya en my ma sê sterkte en alles sal oukei wees en ons is hier vir julle as 'n familie. En dan aan my niggies ook. Ek hoop ek sien julle gou en ek hoop ek het die boodskap wys dat almal met meer tyd saam spandeer. Ek sê vir julle almal dankie. Ek is Janie van Rooyen, Renay Nytjie se broer, die enigste broer. Ja, is my baie groot voorreg om iets te kan sê oor Renay. Nytjie, soos ons haar genoem het. Ja, sy het altyd geroem daarop en sy het my eintlik grootgemaak en nie ons ma nie. En in 'n mate was sy reg, want sy het altyd vir my beskerm. Ek onthou, toe ek klein was, kan ek julle die insident vertel. My pa was in die winkel besig om op die telefoon te praat. Baie belangrike oproep, en julle weet mos handsentrale is nie baie duidelik nie, veral as al die ou tannies inluister. En ek wil nou met alle mag en mening water drink. Maar ek was baie klein, ek kan dit nie onthou nie, sy het dit vir my nou die dag weer vertel. Nou wil ek water drink, nou raas die kraan. Nou, my pa kan nie hoor nie, en die volgende oomblik toe haal hy sy beld af, en toe wil hy my voeter, en Renay Nytjie gryp my en sy hardloop met my, tot daar bo by die kraal, maar my pa kon nie bybly nie, want hy was maar 'n groot ou. So Nytjie het my altyd beskerm, ek sal dit nooit vergeet nie, die lekkerste kos wat sy gemaak het, is hulle van die koshuis af kom kuier. Nog 'n insident wat ek sal nooit vergeet nie, is Nytjie het gewerk in 'n apteek, naweke, in haar college tyd. En met haar eerste geldjies wat sy verdien het, koop sy vir my 'n duikbril, snorkel en paravoete. Ek was so bly. En ek het haar beloof, ek sal vir haar eendag 'n paar skoene koop. En glo dit, as julle wil, ek het daai skoene 30 jaar later. Die opstandieshof het ek vir haar skoene gekoop, wat sy graag wil hê. So dis soos ek van Nytjie kan onthou. Altyd dierbaar, baie gasvry en ons gaan daar baie mis. En Nytjie, ja, rus in vrede my skat.
Ons sal jou nooit vergeet nie. Amen. Kom ons dink aan Renay en eer haar nagedagtenis. Sy, 'n sprankelende mens, wat glad nie haar ouderdom gelyk het nie. Sy was so mooi en goed versorg, vol pret en altyd reg vir lekker kuier. Kuiermense was soos konings behandel. Waar is sy nou? Ons weet, sy het saggies en teer op haar hart gedra en dit is waar sy nou is. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Kom tuis, almal wat moeg is, kom tuis. Hoe hartseer dit ook al vir ons gaan wees, is dit goed so vir Nytjie. Hoekom het sy so van daardie liedjie gehou? Ek weet dit was ook pappie se gunsteling liedjie. Daai liedjie vertel ons van liefde en vergifnis. Liewe Nytjie, jy's nie meer fisies hier by ons nie, maar ons gaan vandag baie van jou praat en ons gaan hartseer wees om te dink, ons gaan jou nie meer sien of hoor nie, maar toe maar Nytjie, ons is okay, want ons kry soveel liefde van almal wat vir jou omgee. So baie mense was lief vir jou, want jy was 'n sprankelende mens. Mens kon op jou staat maak. Jy het krag van bo gekry om baie dinge te vermag en net so ontvang ons almal ons krag van bo om aan te gaan en nie moedeloos te word nie. Jy en Lulu het gewys, julle is sterk plaasmeisies wat nie skrik vir werk nie. Een keer moes julle twee my kom help meubels verkoop, inpak en trek. Ons het soveel pret gehad en jy en Lulu het vir mense gewys, julle is sterk boeremeisies wat skrik vir niks. Julle het tafels berg afgedra en kar bestuur aan die verkeerde kant van die pad. Arme Debbie het so bang geword toe dit Nytjie se beurt was om te bestuur en gepleit dat tannie Renay asseblief stop want Debbie is te jonk om dood te gaan. Doodgaan? Sjoe, nooit geweet dat Nytjie se laaste baai aan my haar heel laaste baai sal wees nie. Nytjie het so 'n mooi boodskap vir my nagelaat en vandag is dit my beurt om eer te betoon. Ek kan nie vir jou self dankie sê nie, maar ek kan vir jou geliefdes vertel hoe ek jou waardeer het. Jy en Lulu was lekker sissies om te hê, en dan het ek 'n lekker boetie ook, Jannie. Ons drie ou susters en Jannie was dan baie lief vir mekaar. Ek is so bly ek het nog vir Jannie. Ek wil sommer huil as ek aan jou dink, Nytjie, maar nee, kom ons bly vrolik. Jy was sprankelend, ons gaan ook probeer. Is ons alleen? Nee, nooit. Nytjie, ons is okay, want ons kry boodskappe van almal wat ons bemoedig met die woorde dat ons geloof ons sal help. Daar is gebede van oral oor vir jou oudste kind Marie en vir julle tweeling Bertus en Tanya en vir jou skoonseuns en moenie die pragtige kleinkinders en skoondogters vergeet nie. Selfs agterkleinkind. Jannie, Delly, Callie, Selma, Anna en nog en nog en nog. Almal ontvang liefde en wat meer kan ons vra? Dankie aan almal, ons waardeer dit so baie, baie dankie. Geliefdes, ek wil julle groet. Gaan lewe deur geloof en nie deur wat julle sien nie. Gaan lewe in die werklikheid, dat dit wat jy nou beleef, hierdie hartseer, hierdie versigtiging en bedrukking wat jy nou beleef, dat dit nie die einde is nie, maar dat God vir ons 'n wonderlike toekoms saam met hom in die hemel het. Amen. Kom ons luister saam na nog 'n lied of twee wat tannie Renay gekies het en wat so na aan haar hart is. Kom ons sluit op hierdie manier ook af. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die volke kom hy vier. Hy is koning.
Blaasbassyne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Hoe heerlik Heer, U grote I'll walk with God from this day on. His helping hand I'll lean upon. This is my prayer, my humble plea. May the Lord be ever with me. There is no death, though eyes grow dim. There is no fear